Hallo almal en welkom. Het jy al ooit stilgestaan en gewonder oor die storie agter die dinge wat ons elke dag koop? Wel, vandag duik ons diep in presies dit in. Ons gaan kyk na twee baie verskillende stories: regverdige handel en onregverdige handel. Dis 'n superbelangrike onderwerp vir jou eksamen en ek beloof teen die einde van hierdie gids gaan jy presies verstaan hoekom dit soveel saak maak. Goed, kom ons kyk gou waarheen ons op pad is. Ons gaan begin by wat ek die donker kant van handel noem. Dan gaan ons presies kyk wat onregverdige handel nou eintlik is en hoe regverdige handel dinge kan verander. Ons gaan ook 'n baie bekende storie ondersoek, die storie van sjokolade. En heel aan die einde maak ons seker jy het al die sleutelwoorde wat jy vir die eksamen nodig het. Is jy reg? Kom ons spring weg. Sjokolade. Wees nou nie lief daarvoor nie, né? Maar agter daardie heerlike soet smaak is daar 'n lang storie. En dis nie altyd 'n gelukkige een nie. So die vraag wat ons vandag moet vra is nogal eenvoudig. Van al die mense wat help om hierdie sjokolade in jou hand te sit, wie kry die allerkleinste stukkie van die geld? Ons hoor altyd handel is goed, dat dit almal help om te groei. Maar soms is handel soos 'n speletjie waar een span die reëls geskryf het nog voor die wedstryd begin het, net om seker te maak hulle wen. Vir baie lande wat ryk is aan hulpbronne, is handel presies dit, 'n ongelyke speletjie wat hulle in 'n sikkel van armoede vasvang. Die hart van die probleem is eintlik dit: die skaal is nie gebalanseerd nie. Mense kry eenvoudig net nie wat hulle verdien vir hulle harde werk nie. Dink daaraan, groot maatskappye in ryk lande het die mag om die pryse vir grondstowwe te bepaal. En raai wat? Hulle stel dit dikwels so laag dat die boere en werkers wat die regte werk doen, skaars kan oorleef. En dis waar alles begin skeefloop. So, hierdie lae pryse is nie net getalle op 'n stuk papier nie. Dit het werklike, pynlike gevolge in die regte wêreld. In hierdie volgende deel gaan ons 'n bietjie dieper kyk na wat onregverdige handel presies is en watter groot impak dit op regte mense se lewens het. Reg. Hierdie is nou 'n superbelangrike definisie vir jou eksamen, so luister mooi. Onregverdige handel is daai massiewe, onregverdige gaping tussen die prys van, sê maar die katoen op die land, en die prys van die T-shirt in die winkel. Dis in daardie gaping waar uitbuiting en armoede floreer. En hier is wat daardie gaping aan mense doen. As gevolg van die lae pryse, kry werkers byna niks betaal nie. Dit beteken kinders moet gaan werkpleks van skool gaan. Dit beteken mense kan nie bekostig om dokter toe te gaan of hulle kinders 'n goeie opvoeding te gee nie. En baie keer beteken dit mense word uitgebuit. Hulle werk lang ure in vuil, onveilige plekke vir 'n hongerloon. Maar, en hier is belangrik, dis nie net slegte nuus nie. Die storie hoef nie so te eindig nie. Daar is 'n ander pad, 'n baie beter manier. Kom ons kyk nou na regverdige handel, 'n stelsel wat spesifiek ontwerp is om daai skaal weer te balanseer en seker te maak dat handel 'n krag vir goed is, vir almal. Hierdie skuifie wys dit perfek. Aan die linkerkant sien ons die gebroke stelsel van onregverdige handel wat mense onderdruk, maar aan die regterkant kyk ons na die groei wat moontlik is met regverdige handel, billike pryse, respek vir werkers en 'n regte kans op 'n beter toekoms. As jy net een ding vandag onthou, laat dit hierdie prentjie wees. So, wat gebeur as ons die regverdige pad kies? Wel, dis nogal ongelooflik. Elke probleem wat ons vroeër gesien het, kry 'n oplossing. Werkers kry 'n loon waarvan hulle kan lewe, hulle kinders, hulle gaan skool toe. Die werkplekke is veilig en skoon en 'n deel van die geld word selfs terug in die gemeenskap ingeploeg om klinieke en skole te bou. Dis hoe handel 'n hele gemeenskap kan ophef. Om hierdie konsepte regtig te laat insink, kom ons gaan terug na daardie produk wat ons almal so goed ken, sjokolade. Hierdie voorbeeld gaan vir jou presies wys hoe onregverdig daai winsverdeling kan wees. En hierdie illustreer die probleem briljant. Kyk gaan na die grafiek. Van al die geld wat 'n sjokoladestafie maak, gaan net 'n skamele 7% na die boer toe. Dis die persoon wat die kakaobone geplant, versorg en geoes het. Die groot maatskappy in die winkel, hulle vat die leeuaandeel. So, ek vra vir jou, dink jy dis regverdig? Die persoon wat die heel eerste en seker die moeilikste stap in die proses doen, kry die minste van almal. Is dit hoe dit moet wees? Dit is presies die vraag wat die regverdige handelbeweging probeer antwoord. En die probleem is nie net op groot plase of met groot produkte nie. Dit gebeur ook op 'n baie klein persoonlike vlak.
Kom ons luister gou na die storie van 'n enkele handwerker, 'n mandjiewewer. Kyk net die moeite wat hier ingaan. Hierdie is nie 'n fabriek met masjiene nie. Dis een persoon wat sy eie materiaal bymekaar maak, dit voorberei en dan vir 3 volle ure sit en weef om een enkele pragtige mandjie te maak. 3 ure se werk. En vir daardie 3 ure se werk, hy kry R5. R5. Dit werk uit op 'n eerlikse loon van R1.66. Dink gou daaroor. Wat kan jy met R1.66 koop? Dis nie 'n loon om van te lewe nie. Dis skaars genoeg om van te oorleef. En nou vir die deurslaggewende punt. Terwyl die wewer R5 verdien vir 3 ure se sweet en harde werk, maak die winkel wat daai mandjie verkoop R5 skoon wins. Net so. Die wins van die winkel is presies dieselfde as die betaling vir die wewer se arbeid. Dis 'n perfekte, hartseer voorbeeld van uitbuiting. Goed, ons is amper deur. Om seker te maak jy is heeltemal reg vir die eksamen, kom ons hardloop net vinnig deur 'n paar van daai sleutelwoorde wat jy moet ken. Uitbuiting. Dis 'n groot woord, maar die betekenis is eintlik eenvoudig. Dis wanneer jy iemand anders onregverdig gebruik vir jou eie voordeel, sonder om te gee wat met hulle gebeur. Dis presies die kern van onregverdige handel. Invoer. Hierdie een is maklik. Dink net aan die woord in. Dis goedere wat ons land inkom, produkte wat ons van ander lande afkoop. En uitvoer is dan natuurlik die teenoorgestelde. Dink uit. Dis goedere wat uit ons land uitgaan, die produkte wat ons aan die res van die wêreld verkoop. En ons eindig met hierdie vraag wat regtig vir jou is om oor te dink. Nou dat jy die verskil tussen regverdige en onregverdige handel verstaan, besef jy dat die keuses wat jy en jou familie elke dag in die winkels maak, die mag het om die lewens van mense soos daardie kakaoboer en daardie mandjiewewer te verander. Die vraag is, hoe gaan jy daardie mag gebruik?